nou seker al 'n bietjie moeg vir my stem. So vanmôre is die laaste een van 7, 6 en die geelis het ons al afgemerk. Ons het laas Sondagoggend begin en ons het 'n lekker reis gehad. Ons het laas Sondag vinnig vir mekaar gesê, ons lewe die lewe mis. Dis is 'n vliegtuig wat deur die klankglens gaan en daai vliegtuig ry vir sy eie klank weg en so beweeg ons vandag dood eenvoudig te vinnig en vandag bly agter en ons is gedurig of in die verlede of in die toekoms besig met 'n gejaagdheid. Ons het die gevare daarvan vir mekaar op die tafel gesit en toe het ons beginne van Sondag aand, Maandag aand, Dinsdag aand en Woensdag aand het ons vir mekaar gesê, hoe kan ons hier teenwerk? Hoe kan ons hierdie vloed, hierdie watermassa wat so afloop, hoe kan ons weerstand bied? En ons het dit mooi ingepas en miskien het jy dit agtergekom, ons visie van ons gemeente is, ons leef geesvervuld, na bo, na binne en na buite. Ons jaartema is in pas met Jesus se diep spore. Maar oorhoofs is dit waarmee ons al besig is van die jaar 2000 af, vir 25 jaar al. Hoe keer 'n mens hierdie misleef van vandag? Natuurlik met jou verhouding na bo. En daarom het ons Sondag aand het ons gefokus op die Heilige Gees en die rol van die Heilige Gees in my lewe om te veg teen hierdie self wat net wil meer en vinniger. En Maandag aand ook daarmee saam na bo 'n paar praktiese goedjies oor hoe ek en jy in ons geestelike lewe met die Here net tot rus kan kom, tot bedaring kan kom en meer spesiale tyd saam met hom spandeer. Hoe meer ons tyd in God se teenwoordigheid spandeer, hoe rustiger raak ons ook en hoe groter word vandag vir my en vir jou ook in versuur. En dan Maandag aand het ons gesê, markeer die pas en probeer om in pas te kom en daar het dit sommer 'n bietjie gegaan oor mekaar en ander mense se lewenswyse en se wêrelde na binne. Ons leef geesvervuld na binne, hier binne in ons gemeente, maar ook daar binne in jou kring, in jou familie, in jou werksplek, daar waar jy is. Wil ek graag bietjie in jou skoene kom, in jou leefwêreld kom, sodat ek 'n bietjie beter kan verstaan wie jy is, waarmee jy besig is en waar jy is in jou lewe. En dan het ons vir mekaar gesê, Dinsdag en Woensdag gaan dit so 'n bietjie oor na buite toe. Pas in iemand anders se skoene en Woensdag aand pas my skoene dalk nie in 'n ander ou se voete nie. Gaan dit oor 'n bietjie gee van my middele en wat ek het na buite, maar ook vanmôre saam met sending ook nie net my middele nie, ook die goeie nuus. En dan eindig ons vanmôre hier op Pinksterfeesdag met die tema optimaal in pas saam met ander spoortrappers. Ons het vir mekaar daai belangrike sê ding in die week gesê. As jy wil hê iets moet welig groei, dan kan jy dit of probeer forceer of jy kan dit wat groei verhinder, kan jy wegvat en vermy. En dis presies wat ons in hierdie week probeer doen en dis wat ons vanmôre ook vir mekaar gaan sê. En as jy iets wegvat, dan moet 'n mens partykeer iets anders in plek kry en nat gooi. So ons het 'n bietjie geoefen. Ek gaan nie vanmôre weer vir jou kans gee om dit te doen nie, maar dis belangrik dat ons in hierdie ritme kom, in hierdie gewoonte kom om ons te help om rustiger te raak, vra oefening. Om gejaag te raak beteken jy moet net leef. Maar om rustig te raak beteken jy moet soos daardie salmvis teen die rivier begin opswem en dit vra 'n besluit, 'n keuse. So oefen dit in jou stilte tyd. As jy in die kerk kom, rustig word is nie altyd stil, saggiese musiek nie. Dis nie noodwendig net dit nie. Rustig word is in die eerste plek om jou lyf hier teenwoordig te kry in die gemeente op 'n Sondag of in jou stilte tyd of daar waar jy is, waar jy besig is met die woord van die Here. Ons is mos met die foon besig om te lees, maar die lewe is eintlik, ons lyf is eintlik hier in die gang. So dis een groot doel van stil word, en dan die ander ene wil ons asseblief van die Here se teenwoordigheid bewus wees. As ek besig is met die Here, dan is ek in sy teenwoordigheid en dit is hoekom ons stil word. Ons het vir mekaar, het ons 'n 2 minute oefening gegee, wat ons hierdie week elke dag geoefen het. En miskien moet jy dit sommer by die huis begin doen in jou stilte tyd. Gaan laai vir jou 'n timer af of stel jou foon op 2 minute en as jy begin met jou Bybelstudie of jy begin met jou stilte tyd en jy lees 'n stuk uit die Bybel uit. Lees daai stuk, raak rustig, haal lekker asem, sit jou voete plat op die grond
Kom in die hier en nou, raak bewus van waarmee jy nou besig is, en dan kan klein aanteken aan jou gedagtes gaan dwaal. En moet dit nie veg nie, dit is 'n werklikheid. Maar bring net jou gedagtes terug, bewustelik. As jy voel laag aan jou gedagtes, bring dit terug. 'n Goeie ding is om 'n pen en papier langs jou Bybel neer te sit, want die oomblik as jy begin Bybel lees, dan moet jy al die goeders betaal, en jy moet nog dit onthou, en jy moet volgende week en volgende jaar, moet jy die vakansiereëlings tref en al die goeders. Skryf dit nie daar vir jou neer, sodat jy dit nie gaan vergeet nie, dan gaan jou brein ophou daarmee. So, as jou gedagtes weggaan, kry vir jou 'n woord, of kry vir jou iets, in pas, of kruis, of Jesus, of wie jy ook al in gedagte het, en dan sê jy net daai woord in jou kop, en daai woord bring weer jou terug, na hier waar jy nou is. So kry vir jou so 'n hak. Ek sien die ouens met die bakkies het mos so 'n bakkie hak, wat noem hulle daai hak, wat hulle so trek, as die tasse daaronder lê. So wanneer ons stil word, dan wil die Satan kom steel en beroof, en dan wil hy jou besig maak op alle terreine. So vat daai geestelike hak, en as jou gedagtes gaan, dan trek jy hom net terug. Vat daai 2 minute, stel jou timer, en kom net rustig in gedagte, en dink oor die woorde wat jy nou net gelees het. Nie sommer net dadelik inval, en begin doen nie. So ek wil hê ons moet vanmôre net so 'n oombliekie rustig raak, en dan gaan ek vir ons hierdie skrifgedeelte lees in Handelinge 2 vers 42 tot 47, en jy kan net rustig daarna luister, en luister net of daar 'n woord is, en of daar 'n gedeelte is wat vir jou uitstaan, of vashak, of wat jy vanmôre sommer net raak hoor. Ek gaan vers 41 lees. Die wat sy woorde aangeneem het, dis nou nadat Petrus daar gepreek het en gedoop is daar omtrent 3000 mense wat op daardie dag by die getal gelowiges bygevoeg is. Hulle het heelhartig hulle daarop toegelê, op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind, en hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het hulle kos met blydskap en in alle eenvoet geëet, en hulle het vir God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by hierdie gemeente gevoeg. Terwyl jy so dink, hoekom dink jy is daar elke dag mense by hierdie gemeente gevoeg? Julle kan baie antwoorde gee vir daai vraag, maar ek dink daar het iets gebeur. In die gemeenskap het die mense iets gesien. Karin het ons 'n rukkie terug mooi gehelp met daai boodskap van haar, wat sy gesê het, ons is sout en lig. As jy sout is en jy's lig in 'n gemeenskap, dan sien die gemeenskap iets anders raak, en dit moes afgesmeer het aan hierdie gemeenskap, en hulle is nie geforseer om deel te word van hierdie groeiende Christen gemeenskap nie. Hulle het elke dag daarbey aangesluit en daarbey ingeskakel, want iets het hulle gesien, iets het gebeur. So ons gaan nou nie daai oefening doen nie. As jy klaar die teks gelees het, vat 2 minute en dink sommer net 'n bietjie aan wat in jou gedagtes opkom. Ek wil vanmôre begin met so 'n klein uittrekseltjie uit 'n nuusberig, Good Morning America. So ek gaan nou niks sê oor Donald Trump en oor daai ouens nie. Hierdie is sommer net 'n illustrasie uit 'n ander hoek uit, maar kyk sommer net waaroor praat hierdie ouens en wat is aan die gang, en waarteen waarsku hulle die Amerikaanse publiek deur hierdie uitsending. So gaan sy net aan en so verduidelik sy nou vir hulle, en eintlik waarsku sy vir hulle teen hierdie storm wat aan die kom is, né? Ek wonder altyd wat is die impak van dit. Ek wonder of mense hulle enigsins steur aan so 'n waarskuwing. Ek dink as alles hier om jou omgewaai is en jy kan die impak van dit sien, dan dink ek 'n bietjie anders aan hierdie goeters as wat jy dit net hoor. Ek dink waarskuwings oor storms raak 'n mens nie altyd so direk nie. Dit bring 'n mens nie altyd in aksie en laat jou sekere goeters doen nie. Daar is mense wat reageer
En as hulle op die storm reageer, dan het daai reaksie van daai mense het 'n voordelige uitwerking op die impak van daai storm in hulle lewe. Ek het al gesien die Amerikaners, dit lyk my so drill, hulle kap sulke planke voor hulle huise se vensters en so goed vas en hulle het al daai goed, hulle weet. Maar dan dink ek is daar tog sekere ouens wat die waarskuwing hoor van hierdie enorme storm wat aankom, maar net dood eenvoudig sê, ag, dit gaan my nie tref nie. Dit is nie die waarheid nie en absoluut niks doen en nie hulle ore daarvoor uitleen of iets in plek kry nie. Ek wonder wat sal gebeur in Witbank as ons ewe skielik so 'n oproep kry en sê hier is 'n storm aan die kom. Hoeveel van ons in Witbank gaan daarop reageer en die waarskuwing van hierdie storm in ons eie lewens laat grondvat? Ek wil nie vanmôre oor storms en weer en sulke tipe goed praat nie. Ek wil sommer net vir jou sê dat ons het hierdie afgelope paar dae het ons gepraat oor 'n enorme storm wat besig is om op hierdie aardbol van hierdie wêreld waarvan ek en jy deel is, aan die woed te raak. Hy's klaar in die gang. Ek weet nie, partykeer noem hulle hierdie tornado's 'n sy. So miskien kan 'n mens sê hierdie storm is 'n hy of 'n sy, dit maak nie saak nie. Maar in hierdie wêreld is daar 'n storm wat aan die gang is. En ons het vir mekaar in hierdie week so bietjie gehelp om iets van hierdie storm raak te sien. En hierdie storm het twee groot komponente, twee groot bene. En die een been van hierdie storm wat besig is om oor hierdie hele aarde te woed en te waai, is hierdie besig wees van die moderne mens. En daaroor het ons nou hierdie afgelope tyd genoeg gepraat en ons het 'n klompie goed in plek gesit. En ek wil sommer vandag vir jou sê, as jy nie iets aan hierdie besigheid gaan doen en jou gaan steur aan hierdie waarskuwing en hierdie impak nie, dan gaan hierdie besig wees jou lewe radikaal beïnvloed en impakteer. Die ander ene wat hiermee saamgaan is isolasie, is eensaamheid. Aan die een kant is hierdie mensdom so besig wat hardloop van die een plek na die ander een toe, gedurig in die toekoms is. Maar aan die ander kant is daar 'n ander been van eensaamheid. Ons gaan 'n bietjie gesels vanmôre oor eensaamheid. Ons het baie tyd spandeer aan besig wees. Maar wat is die antwoord en wat kan ons help met hierdie gevaar van vereensaming en isolasie in 2025? En ek wil sommer aan die begin van môre vir jou sê, dit is 'n woedende storm wat op hierdie aarde aan die gang is. En die impak van hierdie storm is ons besig om te voel, maar die impak van hierdie storm gaan erger en groter word. En as jy niks aan hierdie been gaan doen nie, gaan dit jou seer maak. Dit gaan jou saamsleep en saamsmeer. In hierdie eensaamheid, is daar 'n paar simptome. Ons is gedurig besig om onsself met ander mense te vergelyk. Dinge word vir ons baie meer werd en belangriker as mense. Ek sal eerder mense afskryf as wat ek my selfoon verloor. Is 'n groter krisis as jou selfoon in die toilet val, as wat jy hierdie verhouding wat jy nou nie meer lekker oor die weg kom nie, los en daai vriende afsny of hierdie ou stop. Dis makliker om mense vandag af te sny as dinge. En daar's 'n kroniese druk op my en jou gedurig om te verander. Ons moet die heeltyd verander. En dit het 'n effek, en ek gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by die negatiewe. Ek gaan eers 'n bietjie swaar en swart verf en dan gaan ons aan die einde eindig by 'n positiewe ding. Die geestelike onstabiliteit van mense vandag is skrikwekkend, né? Hulle sê die Gen Z's, dis hierdie jong kinders van ons, se geestelike toestand vandag is so sleg. Vroeger jare sou hulle opgeneem het in psigiatriese inrigtinge. Dis die impak van die geestesgesondheid en onstabiliteit waar gemiddelde jong mense vandag op hierdie aardbol mee besig is. Ons is 'n generasie, 'n wêreld wat deur angs, uitputting gekenmerk word. Ons is moeg en uitgeput
oor al die besluite wat ek en jy in 'n paar minute, breekdele van 'n sekonde moet maak. Ek dink nie ons is gemaak om soveel besluite te neem as wat van ons verwag word om te neem vandag nie. En dit put ons uit. Ek het in die week gesê, ons ly almal gedeeltelik aan hierdie FOMO uitputting van feeling, hierdie probleem dat ek gaan uitmis, né? Ek gaan uitmis. Daar's 'n geweldige godsdienstige misleiding wat op hierdie aarde aan die gang is en oor ons waai en woed. En daarmee saam is daar 'n klomp dwaallering wat ons vandag sien. Daar's letterlik 'n klomp goeters wat scary is wat ons oor die wêreld hoor. En dan is daar sommer net gewone godsdienstige misleiding. Daar's 'n ding wat beweeg oor die wêreld wat sê ons is almal een groot rivier en al hierdie klein riviertjies loop in mekaar. En dis hoekom ons vanmôre ons voete neersit en sê ons het 'n passie vir wêreldsending. Want ons glo met ons hele hart dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Maar die wêreld daar buitekant is besig om dit anderster te leer. Die wêreld julle is besig om teen 'n skrikwekkende spoed vinniger te beweeg, maar ook te vereensaam en te isoleer. Hulle het navorsing gedoen. Ek weet nie of jy nog piknik hou en wanneer laas het jy piknik gehou nie. Hulle het 'n bietjie gaan kyk. Mense wat piknik hou, dit het afgeneem met 60%. Mense hou nie meer piknik nie. Onthou piknik, wat 'n piknik? Kinders se piknik se kombersie met 'n mandjie, dan sit jy eerster en dan eet jy saam. Dis piknik. Daar's 'n 50% afname aan mense, aan die hoeveelheid mense wat by 'n klub aansluit. By die rolbalklub, tennisklub. Hierdie nuwe tennis is nou die groot ding, maar dit gaan 'n rukkie vat, dan sit ook uit. Almal vlat dit nou. Almal wil nou by hierdie nuwe sport betrokke raak. Maar 50% in die wêreld van mense raak minder betrokke by organisasies. Daar's 'n 50% afname in die hoeveelheid mense wat leierskaprolle wil aanneem. Mense is versigtig. Mense steek nie meer hulle hand op as daar gevra word, maar wie sal leiding neem? Hulle trek terug, oralste trek mense terug. En ons sien dit in ons eie land. In Suid-Afrika het ons eie NG Kerk se lidmaatskap met 35% afgeneem die laaste paar jaar. Waarom moet mense nog kerk toe gaan? Mense redeneer en sê, ek het nie dit nodig wat ons vandag hier doen nie. Ek kan op my eie reg kom. En in hierdie storm van eensaamheid, julle, is daar 4 bitter groot gevaarlike winde wat waai. En as jy vanmôre wedergebore kind van die Here is, dan is jy nie gevrywaar hierteen nie. Dit is die golf wat oor die wêreld aan die gang is. En dis waarmee ek en jy besig is en wat ons gaan konfronteer. En ek sê vanmôre vir julle, as ons nie iets radikaals gaan doen nie, gaan hierdie golf jou insluk en hierdie golf gaan jou vernietig. En jy kan vanmôre sê is nie, en jy kan vanmôre sê ek is beter as dit. Hierdie golf van 'n gejaagde lewe en hierdie golf van vereensaming en isolasie gaan die mensdom van hierdie aardbol insluk en oorweldig en bitter seermaak. Ons is individualisties. Dis een van hierdie winde wat waai. Ancient people thought of themselves primarily as members of a family or a clan. They could not imagine prosperity and good for themselves apart from the prosperity and good of their community. Today, we cannot even think of ourselves as a member of an audience. Ancient people thought of their relationships with their family, their clan and the people and their neighborhood as covenantal. The relationship was more important than their own individual needs. We think and act first and foremost as individuals, as consumers. Our needs are most important. If they are not being met, we will go elsewhere to have them met there. Daar was 'n tyd gewees waar mense gedink het in terme van verhoudings en groepe. Vandag sê ons me, myself and I. Die taal wat ons vandag hoor is wees net jouself. Volg net jou eie hart. Wees getrou in jouself. Vind jouself. Dis alles goeie goeders in life coaching, maar wanneer hierdie ding op die einde van die dag die ding word wat ons dryf en wat ons energie is
is ons besig om deur hierdie samelewing en hierdie wind meegesleep te word. Die ouens daar buitekant, die wêreld daar buite sê vir ons, weet julle wat? Die grootste, hoogste doelwit wat jy moet nastreef, is om as individu vry te wees, bly te wees, jouself te definieer en jouself uit te druk in hierdie wêreld. As jy daar gekom het, then you arrived. Dis waarna toe jy moet beweeg. Dis waarna toe jy op pad moet wees. Tradisies, godsdiens, wysheid, dit wat ons hiermee doen, kerk, om by mekaar te kom, dit is deconstructief, sê hulle. Dit moet uitgewis word vir die moderne mens. 'n gelukkige, moderne, eensame, individuele mens stel nie belang in wat ons hier doen nie. So gaan hy aan. Mense is inherent in hulle wese goed. Dis die wêreldse siening daar buite. Wat sê Romeine vir ons? Genesis 1, 2 en 3 sê, ons kom met erfsonde in die wêreld sê, julle is mal. Dis nie die waarheid nie, jy is inherent goed. En so gaan dit aan, en so gaan dit aan. En hierdie individualisme is so aktief binne in hierdie gebou waar ons vanmôre sit. En ek sê vanmôre vir julle, as ons nie iets radikaals gaan doen om teen hierdie ingesteldheid, hierdie wind wat in hierdie wêreld aan die waai is, weerstand te bied nie, gaan hierdie wind jou saamwaai en jy gaan jouself verloor. Jy gaan jouself iewester verloor. Die tweede wind wat hiermee saamkom, wat hierdie storm aanblaas, is die ingesteldheid, hierdie verbruikerswese, hierdie ingesteldheid van materialisme. Hoe meer ek besit, hoe gemakliker kan ek leef, hoe gelukkiger gaan ek wees, as ek net daai produk in my lewe kan hê, gaan ek arrive. Ons het vir mekaar gesê, daai dwaase man, wat sy skure afbreek, en hierdie groter oes van hom, daar wil in opgaar, sodat hy nog meer kan hê. En dan sê hy, in die gospel, in die message vertaling, myself well done. Now you can sit down and enjoy your life. Eet, drink en geniet jou lewe. Want jy het nou genoeg opgegaar om jouself vir die res van jou bestaan te kan laat oorleef. Dis die tweede belangrike wind wat besig is om te waai. Binne in die kerk, binne in ons wat sê, ons wil in pas met Jesus wees. Ek weet jy sit vanmôre hier, en jou begeerte is om liewer vir Jesus te word elke dag van jou lewe. Om meer en meer 'n disipel te wees, wat in sy voetspore loop. Die gevaar, die wêreld waarin jy leef, is nie positief daaroor nie. Die wêreld waarin ons lewe, is 'n wêreld wat sê, jy moet hê om gelukkig te wees. Die spoed van die samelewing het ons 'n bietjie oor gesels. Ons het vir mekaar gesê, as jy in hierdie vinnige spoed van hierdie wêreld maar net aanhou voortbestaan, gaan jy jouself verloor. Jy gaan jouself verloor. 'n gejaagde lewe in die oë van die wêreld is goed, is 'n wenner. 'n gejaagdheid veroorsaak oppervlakkige, taakgeoriënteerde kommunikasie en verhoudings. Ons wil die job gedoen hê, en dis hoekom ek en jy skouers skuur, maar 'n verhouding is daar nie van sprake nie. En hierdie goed word al hoe vlakker en vlakker en vlakker, en nêrens is daar meer mense in jou lewe wat op 'n diep vlak kommunikeer nie, want die ouens wat in jou lewe besig is net so vinnig soos jy. En jy jaag met die ouens in jou lewe teen hierdie spoed. En daarom is jou verhouding met die Here en jou verhouding met jou maat en jou huweliksmaat besig om uit te rek. En dis hoekom julle die 20ste en die 21ste hier moet wees. En nie weer op 'n ander plek nie, want dit is 'n manier hoe jy gaan sit om hierdie waarhede in die oë te kyk en te sê, hoe kan ek my kommunikasievlakke verdiep? As jy niks gaan doen nie, vriende, gaan hierdie golf van hierdie wêreld en hierdie winde vir ons wegwaai. Omdat jy 'n Christen is, beteken nie dat jy hierteen immuun is en gevrywaar is. Hierdie wêreld se wind waai teen elke mens. En ons is deel daarvan. Gaan kyk, gaan doen jouself die guns en gaan kyk die fliek Klik. Gaan kyk Klik. Ek weet nie wie van julle het al Klik gekyk nie. Dis 'n ou wat 'n remote gekry het wat kan help om sy lewe te fast forward en te rewind en te fast forward en te rewind en dan fast forward hy sy lewe en dan rewind hy sy lewe en dan kom hy op 'n dag agter, nee, wat is die impak van dit? Dis 'n baie goeie fliek.
As jy so gejaag is, het ons vir mekaar gesê, jy is met konstante stres besig. Die derde wind, of die vierde wind, wat so waai, is tegnologie. Tegnologie. Marinda op die skool, hele aand, hulle nooi mense uit, ons het dit hier afgekondig. Net so groepie mense kom daar, net soos by die kerk, dieselfde ouens is daar, hulle praat oor 'n saak daar, wat ingrypend is. Tegnologie. Tegnologie is een van die wonderlikste goed wat ons het op hierdie aarde, maar is die grootste gif. Dis iets wat ons besig is om ons te vergiftig teen 'n astronomiese spoed. En as jy nie iets gaan doen om hierdie tegnologiese impak op jou lewe te weerstaan nie, gaan jy seer kry, en gaan jou waai in hierdie wind, in hierdie orkaan wat oor hierdie aarde besig is om te beweeg. Op 5 Mei 1975 in Suid-Afrika verander alles radikaal. Wat het daai dag gebeur? TV. Ons het 'n Sony gekry. Toe ons hom optel, toe hy so swaar, toe sê my pa, ons sou nie die TV gekry het nie, maar nou het ons 'n Sony. Daai ding het ons hele lewe verander. Ten goeie natuurlik, maar teen slegte meer. In 1994 kom daar so 'n klein device in Suid-Afrika wat ons die selfoon genoem het. En dit het ons hele lewe verander. Kan jy nog daai foon onthou? MTN en Vodacom begin op 1 Junie 1994 hulle netwerk in Suid-Afrika. En ewe skielik het ons selfone. As jy een daai tyd gehad het, was jy een van die welgestelde voor in die koor ouens, en die ouens wat nie dadelik een gehad het nie, het sulke koelie gesien die afloop en sê, is wanneer van ek een kry. Die selfoon was 'n ingrypende ding wat in ons wêreld ingekom het, né? Maar weet julle wanneer het die grootste probleem met die selfoon plaasgevind? Is toe een of ander genius oor see die kamera van agteraf geskuif het na vorentoe. Want op 'n stadium kon jy met hierdie selfoon net ander mense en die mooi natuur daar buite afneem. Maar toe hierdie foon se kamera na vorentoe geskuif is, toe het hierdie ding geword 'n selfie opname. En vandag neem ons meer fotos van vooraf as van agteraf. Tegnologie maak vir ons regtig waar op hierdie aarde dit bring 'n groot probleem. 5 uur 15 minute is 'n gemiddelde mens op sy selfoon vandag, waarvan 3 ure 40 minute op sosiale media is. Nou het ek julle vanmôre moeg gehad, en ons is nou hier, en ek wil vanmôre vir sê, as jy nie iets gaan doen nie, as jy nie iets gaan doen aan hierdie eensaamheid, en hierdie vereensaamheid, en vereensaming en isolasie nie, gaan hierdie golf jou wegvat. En wil ek vanmôre aan die einde van hierdie Pinksterreeks sê, is daar 'n antwoord? Is daar 'n antwoord? Ja, daar is 'n antwoord. Daar is 'n antwoord, want ons Here is altyd voor. Ons Here is voor tegnologie. Hy's voor hierdie verbruikersingesteldheid. Hy's voor individualisme, hy's voor al hierdie goeders. En as hy na ons toe kom vandag, dan kom sê hy vir my en vir jou, die kerk het gegroei in Handelinge. En ek wil sommer vanmôre vir julle net so vinnig hier deurvat, as julle gaan kyk hoe die kerk gegroei het, ek sal dit goed vir julle stuur in die week. In Handelinge 1:15 begin hulle met 120 mense, Handelinge 2 vers 41, 3000 mense, Handelinge 2 vers 47, elke dag is daar mense bygevoeg, minimum 365 'n jaar. Handelinge 4 vers 4, baie gelowiges het gelowig geword, en dit het aangegroei tot en met 5000 mense. 5:14, 'n menigte mense is al gaande tot hierdie getal gelowiges bygevoeg. 5:28, die hele Jerusalem lê vol van hierdie leer van Jesus. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Joodse raad is onkant gevang. Daar was omtrent in daai tyd nagenoeg 100,000 mense in daardie stad Jerusalem wat hierdie Christelike geloof begin navolg het, van 250,000. Amper die helfte van daai stad
het hierdie Christen waardes begin uitleef. Daarom het dit die hele stad vol gelê. 6:1, die gelowiges het steeds meer en meer geword. 6:7, die getal het geweldig toegeneem. 21:20, Paulus se besoek daar in Jerusalem, toe hy daar kom by Jakobus, was daar duisende gelowige Jode. Die kerk het gegroei. Die kerk het in daardie tyd astronomies toegeneem na die uitstorting van die Heilige Gees. Nadat hierdie kerk, wat vasgevang was en na binne gerig was, begin na buite beweeg het. Die Nuwe Testamentiese kerk het gegroei. En weet julle wat is die antwoord vir hierdie storm, vir al twee hierdie bene van hierdie storm waarmee ons besig is? Vir 'n gejaagde, besige lewe saam met die goed wat ons al vir mekaar gesê het, en vir hierdie eensaamheid en isolasie ingesteldheid. Is die geloofsgemeenskap. Dis die gemeenskap van gelowiges. So ons het vanmôre die prentjie baie sleg geskilder, en ek het slegte nuus vanmôre vir jou. As jy nie radikaal iets anders gaan begin doen nie, gaan jy besiger word, en jy gaan meegesleep word in hierdie realiteit van die aardbol. Jy gaan jouself verloor, as jy nie iets radikaals gaan doen, anderster gaan doen, teen die rivier gaan begin opswem, om te veg teen isolasie en eensaamheid nie, gaan jy isoleer en vereensaam, en jy gaan seer kry. En God sê vanmôre vir my en vir jou, ek het al jare terug, het ek die antwoord hierop. En daar in die vroeë kerk, het hierdie ouens met die Heilige Gees ietsie van gesnap, en dit het op die einde van die dag 'n groot uitwerking gehad, en hartseer vandag, met die jare soos dit verloop het hierdie metodologie, hierdie geheimenis van die vroeë kerk, het tot niet geraak, dit het oudmodies geraak, dit het stupid geraak, dit het vir mense vandag belaglik geword. So wat was die metodiek? Wat het hulle gedoen in die vroeë eerste kerk, daar in Handelinge? Gaan lees 'n bietjie Handelinge. Die geheimenis lê daar. Die Romeine het ook aangegaan met hulle besige lewe. Hulle het ook hierdie lewe geleef, en in hierdie omgewing, in hierdie tydsgees, het hierdie Christene iets anderster gedoen. Handelinge 5:42 sê, hulle het in die 83 vertaling sê, tempel en in die huise ontmoet. 'n beter vertaling sal wees, die tempelterrein. Want dit was nie die priesters wat binne in die tempel was, maar die tempel het buiteom sulke kwartiere gehad, plekke gehad, waar mense by mekaar kon kom. En die vroeë kerk het op 2 plekke by mekaar gekom. En ek wil vanmôre vir jou hier nie begin sê, weet waarna dit is op pad. En daar is 'n stuk natuurlike weerstand wat klaar besig is om op te stoot hier in jou gees. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, die keuse lê by jou en by my, om te besluit, ons gaan meegevoer word saam met hierdie 2 groot bene van gejaagdheid, of isolasie, of iewester gaan ons God se geheim, God se plan, wat hy al jare terug vir ons gegee het, dalk net weer omarm, die waarde daarvan raak sien, en dalk net daarby inkoop. So hulle het in hierdie tempelterreine, het hulle by mekaar gekom in 'n groot groep, en daar het hulle God aanbid, en dan sê die Bybel, op baie plekke, het hulle in huise, het hulle in kleiner groepe by mekaar gekom, en daar het hulle mekaar ontmoet en geleer. Hulle het 'n dubbele strategie gehad. Die vroeë kerk het 'n dubbele strategie gehad. Julle, en ek dink hierdie strategie moet weer afgestof word, en ons moet dit in ons eie gemeente, moet ons dit baie ernstig oorweeg, en baie ernstig bedink, want as ons nie dit gaan doen nie, gaan hierdie 2 bene van hierdie storm vir ons meesleer, ons gaan onsself verloor, en ons gaan in hierdie wêreld verdwyn. Die dubbele strategie was, hulle het in groot groepe by mekaar gekom om God te aanbid, en dan het hulle in kleiner gemeenskappe, het hulle by mekaar gekom, en daar het hulle geestelik gegroei as disippels. So in die groot groep het hulle God kom aanbid, en in die kleiner groepies het hulle gemeenskap van gelowiges gehad en beleef, en het hulle as disippels gegroei. Ek wil vanmôre vir jou reguit sê, dis great dat ons elke Sondag hier by mekaar kom. Dis wonderlik dat ons so saamkom, want so saam is ons eintlik in die tempel,
in die tempelterrein besig van hierdie vroeë kerk, waar ons is 'n groot groep ouens saam die Here loof en prys en aanbid. Maar weet julle wat, geestelike groei gebeur nie hier nie. Om in Jesus se voetspore te loop en meer in Jesus se voetspore te loop, gebeur nie hier nie. Ons het 'n kleiner geloofsgemeenskap nodig om hierdie groei in ons lewens vorentoe te vat en ons daarmee te help. En dieselfde weerstand wat nou in jou gees opkom, toe ek oor die huweliksnaweek gepraat het, kom nou weer in jou gees op. Dieselfde weerstand kom nou in jou gees op, en die antwoord is 'n inpas lewe saam met die Heilige Gees. Want jou vlees kom sê nou vir jou, ek het dit nie nodig nie. Ek het dit nie nodig nie. Dis nie waar van my lewe nie. En daai gees, daai vlees van jou, is besig om nou al in jou kop vir jouself te sê, skakel nou af, moenie vir die ou verder luister nie, want dit wat hy nou kom sê, is nie van toepassing op my nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, hier lê die antwoord. Hier lê die antwoord vir 'n gejaagde, besige lewe. Kerkgroei is in 'n groot groep bymekaar, kom kyk, kom aanbid, en in 'n klein groep bymekaar groei van vertel. Bemoedig mekaar, leer mekaar. Ek het al vir julle gesê, waarom moet die Heilige Gees vir ons bedien en bederf met al sy gawes, om hier te kom sit op 'n Sondagmôre? Vir wat? Vir wat? Die Gees van God gee sy gawes wanneer ons in kleiner gemeenskappe bymekaar kom, in 'n geloofsgemeenskap, en daar ons naby aan mekaar kom, in mekaar se skoene kom, en begin agterkom, wie's jy, wat is jou behoeftes, en ek wil gewillig en betrokke wees, hier is ek Here, dan bekragtig hy my met sy Gees, met sy gawes, en hy gebruik my in jou lewe, en jou in my lewe, en so word ons en hy verheerlik. Maar wanneer ons net kerk tot dit beperk, dan is ons besig met die een kant van die muntstuk. En ek dink, ons is besig om hieroor te dink, en ons het al 2 jaar terug as 'n leiersgroep in die kerk, het ons al begin sit, en het ons vir mekaar gesê, kom ons praat oor hierdie goeters. Ons het vir mekaar gesê, ons kry opleiding, want ons gaan iewester in Basileia gemeente, gaan ons beginne met spoorgroepe, met klein groepe, met groepe waar ons 6, 8, 10 mense op 'n week by mekaar kom, en daar vir mekaar omgee, daar vir mekaar help, daar saam bid, daar saam reis. My hart is so seer as ek by mense in die hospitaal staan, en daai ou is alleen. Daar's niemand wat vir hom of vir haar omgee nie. As ek nie daar opdaag of Karin daar gaan op nie, dan is daar ook niemand van die kerk nie. Dis nie die een of die ander nie. Dis nie of hierdie beter is as klein groepe, geloofsgemeenskap, of groot groep beter as dit, of klein groep beter. Dis gelyktydig. Hierdie goed het in die vroeë kerk saamgewerk. Hulle het as 'n groot groep saam die Here aanbid en geloof en prys, maar iewester het hulle as 'n kleiner groepie bymekaar gekom. Ek wil sommer vanmôre vir jou net hierdie ding op jou tafel sit, en ek wil vanmôre dit op jou skoot kom neersit. Dit is in 'n klein groep. Dis in 'n klein groepie waar ons stadiger kan begin leef. Dis in 'n klein groepie waar hierdie isolasie en hierdie eensaamheid aangespreek word. Dis daar saam met 'n paar ander gelowiges waar ons saam leer om in die oomblik stil te word, te luister na God se woord, te hoor hoe God met jou praat en dit in my lewe af te laai, met my praat en dit in jou lewe af te laai. Dis daar waar ons vir mekaar omgee, bid, bedien. Dis daar waar ons as 'n groepie mekaar herinner daaraan dat ons in ander mense se skoene en se voetspore moet inkom. Daar's 'n paar redes. Barna het gesê in sy groot navorsing, jy sit vanmôre met een van hierdie redes in jou kop. As ek hierdie ding op die tafel sit vanmôre, dan sê jy, ag Jesus, nou is dit alweer klein groepe. Nou moet ons alweer dit. Nou gaan hulle ons weer druk in 'n rigting. Nou moet ons weer iewers by mekaar kom. Ek sê vanmôre vir jou, nee, dis nie die behoefte nie. Dis nie die rede nie. Die vrees van hierdie storm wat in die wêreld is, noodsaak vir jou en vir my om iewester by die gemeenskap van gelowiges op 'n kleiner vlak uit te kom. Anderster gaan hierdie wêreld jou meesleer en jou wegwaai. Amen.
Ek het nie tyd nie. Dis presies waaroor ons hierdie week gepraat het. Ek het nie tyd om iewers by 'n klein groep in te skakel nie. Wanneer moet ek in my besige week nog tyd daarvoor kry? Ek weet nie. Ek weet waaragtig nie. Wat ek vanmôre weet, is dis die geheim hoe die kerk gegroei het. Van 120 na 3000 na 'n menigte, na 'n groep mense wat die hele dorp volgelê het. Jy het 'n invloedsirkel wat ek nie het nie. Jy kom by mense uit, jy gaan 'n paar mense nader trek saam met wie jy in 'n klein groepie gaan kom, wat vir eers nie in hierdie gebou gaan kom nie, miskien oor 2 jaar hiernatoe gaan kom. So jy moet vir jouself gaan vra, wil ek met hierdie goed meegesleep word? Wil ek maar deel van hierdie ratreis bly? Wil ek in my eie klein hoekie sit vir die res van my lewe, of wil ek God se geheimenis vat, oordink, gaan bid dink, daaroor ernstig gaan sit en sê, ek het nie tyd nie. Miskien het jy nie rarig vanmôre commitment of toewyding nie aan nie. Dalk sê jy vanmôre, ek glo nog nie in. Maak jou hart oop vir die Here. Maak jou hart oop vir God en wees eerlik met hom, net so eerlik soos wat jy oor jou toekoms is en oor jou verlede. Gaan sit by hom en sê, Here, maar hierdie dinge, praat met my hieroor. Ek voel 'n veer vir die gemeenskap van gelowiges. Dis nie deel van my lewe nie. Ek hou nie hiervan nie. Maak jou hart oop sodat die Gees van God met jou kan werk. Ek wil jou nie vanmôre manipuleer nie. Ons wil nie vanmôre jou dreig nie. Ons hart is vanmôre op die tafel Basilea om te sê, dis die volgende tree wat ons in hierdie gemeente moet gee. Ons moet gelyk groter word. Ons bid almal dat hierdie kerk propvol is en dat ons stoele moet indra. Great, ek bid ook daarvoor. Maar saam met dit moet ons gelyk kleiner word. Soos wat mense in hierdie kerk inkom en hierdie getalle groter word, moet ons kleiner word in kleiner groepe. Want as ons hier 4 dienste op 'n Sondag hou met 300 mense op 'n slag, gaan ons nie geestelik groei nie. Ons gaan vir God aanbid as 'n groep, maar ons gaan sukkel daarmee. Gebrek aan gemak. Ek hou nie van dit nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek partykeer ook nie. Maar dis die regte ding om te doen. Dis die regte ding om te doen. Dis die ding wat ons in hierdie tyd waarin ons leef moet doen. Ons gaan iewers 'n besluit moet neem om te sê, ek gaan teen hierdie rivier opswem of ek gaan wegdryf. Jy gaan iewers hierdie besluit moet neem. En dalk het jy nie geweet dat ons in ons gemeente hier aan dink nie. Dalk het jy nie gedink dis deel van ons visie nie, dit is. Dis regtig 'n visie. Ek gaan 'n bietjie vorentoe met julle daai getalle en daai syfers deel wat ons in daai meningsopname daai Sondag hier gedoen het toe ons daai 250 vorms ingevul het. Weet julle wat is een van die grootste uitdagings en een van ons grootste groeigeleenthede in Basilea gemeente is wat? Wat dink julle? 2 goed. 2 goed kom uit daai groepe uit, kom uit daai papiere uit. Diensbaarheid. Ons moet groei in diensbaarheid. En die tweede belangrike ding, die behoefte aan klein groepe. Die gemeenskap van gelowiges. Die ander goeders doen ons goed oor en almal is tevrede daaroor en is lekker, maar dis die behoefte. Dis die goed wat uitkom uit hierdie vraelyst uit. Dis wat resoneer met ons as 'n leierspan. As ons saam sit en dink oor Basilea se pad vorentoe, dan sê ons moet gelyk groter word, maar ons kan nie kleiner word nie. Ons moet in klein groepe by mekaar uitkom. Ons moet dit doen. En ek gooi vanmôre hierdie bal so in jou skoot en ek wil vanmôre vir jou sê die impak daarvan is ongelooflik. Dit is transformerend van aard. As jy iewers jou voet in die water sit en deel word van 'n klein groepie, dan kan jy persoonlik getransformeer word. Die gemeenskap waarvan jy deel is, word getransformeer. Jy word ewig getransformeer. Hierdie gejaagdheid en hierdie eensaamheid van jou kan verander word vir die res van jou lewe. Jy kan 'n ander mens word. Jou ingesteldheid oor die lewe, jou siening oor die lewe tot jy doodgaan kan verander. En dit gaan ons help om nie meer so in stukkies te leef. Dit gaan ons help om nie net godsdiens op 'n Sondag te hê en uithaal en weer terug te sit nie, maar wanneer ons iewers weer die gemeenskap van gelowiges in 'n kleiner formaat
prioritiseer en sê, maar dis vir my so belangrik, soos om vir Jesus Christus as my verlosser en saligmaker te ken en aan te neem, gaan jou lewe verander. Dit gaan ons gemeente verander. Dit gaan ons gemeenskap verander. Hoe gaan Basileia gemeente groei, dink julle? Hoe gaan ons groter word? Deur hier op die hoek van die straat vir mense te sê, as jy nie vir Jesus ken nie, gaan jy hel toe. As jy daar by jou werk gaan staan en vir mense sê, julle moet tot bekering kom, anders gaan julle hel toe, hulle gaan vir jou lag. Jy gaan sê, dit staan in die Bybel, hulle gaan vir jou sê, ons glo nie daai boek nie. Ons glo nie in die hemel nie, ons glo nie in die hel nie, ons glo nie in die duiwel nie, ons glo in niks. Wie's jy om dit vir ons te kom sê? Hoe gaan jy met hulle skouer begin skeer? So. Met daai ouens daar, daai ouens met wie jy saam kuier, saam met wie jy sport doen, daai ouens saam met wie jy werk, waarna toe gaan jy hulle vat? Hiernatoe. Hulle is so bang vir hierdie plek, hulle wil nie inkom nie. Die kerk, die institusie, die hele ding van kerkwees is uitgedien, het ek nou vir julle gesê. So hoe gaan ons meer word? Deur persoonlik uit te reik, jou skoene in 'n ander ou se voete te sit. As jy hom het, waar gaan jy hom heen vat? Na die geloofsgemeenskap. So ek is opgewonde. Ons gaan in die volgende tyd gaan ons met julle oor hierdie goed gesels. En ons gaan 'n bietjie hierdie ding nou aan die gang hou. En ons gaan hierdie ding nou 'n bietjie aanblaas. En ek vertrou die Here regtig waar dat jy vanmôre sal sê, ek gaan hierdie ding bedink. Ek gaan my gedagtes oopmaak hiervoor. En ek gaan vir die Heilige Gees 'n kans gee om met my hieroor te werk. Want ek wil nie in hierdie storm weggewaai word nie. En in hierdie metodologie van God nog al die jare, dink ek lê daar 'n stuk geheimenis. As jy jou hart oopmaak vir dit, dan glo ek dat die Here in deur sy Gees met ons gaan werk. Ek gaan nou as ons die dankoffer opneem, gaan ek vir jou 'n link stuur op 'n Microsoft vorm. En luister mooi, ek wil nie jy moet kom uit tot 'n groepie nie. Ek wil nie jy moet nou ewe skielik sê, yes, ek is in 'n groep nie. Ek vra die vraag daar, stel jy belang om verder hiermee te reis, en ek wil jy moet daai ding invul, as jy sou belangstel. En dan sal ons in die volgende tyd wat nou voor lê, gaan ons 'n bietjie gesels oor gemeenskap van die gelowiges. En op die regte tyd saam met ons leierspan, gaan ons 'n paar groepe van die grond af kry, en dan gaan ons met julle wat belangstel, gaan ons nouer kontak maak, en dan vertrou die Here, dat daar 'n paar kleiner groepe in ons gemeente gaan ontstaan, waar ons die geloofsgemeenskap in 'n kleiner formaat met mekaar kan beleef. Ons droom vir Basileia is dat ons gelyktydig groter sal word en kleiner. Dis die punt vir die Pinksterreeks 2025. Dankie dat jy dit bygewoon het, dankie dat jy hieraan dink, dankie dat jy jou hart oopmaak, gaan kyk dit weer 'n keer, en ek vertrou die Here is besig met elkeen op 'n unieke manier, en die tree wat jy gee, is die tree wat jy saam met die Here gee, en mag hy jou ryklik seën. Dankie Here, vir 'n wonderlike tyd van Sondagoggend af tot nou toe. Dankie dat ons kon saam reis en by 'n klomp goed kon stil staan. En Here, dat U besig is om Basileia gemeente te trek, dat U besig is, Here, om ons te stoot, en dat U besig is, Here, om ook ons tentdoeke groter te maak, dat U besig is, Here, om moeilike goed op ons tafel te sit, maar Here, goed wat in die hart leef en goed wat vir U belangrik is. En daarom wil ons harte kom oopmaak, en wil ons vanmôre kom sê, in hierdie tydgees waarin ons leef, wil ons vanmôre kom sê, hier is ons Here. Heilige Gees, kom praat met ons. Praat met ons oor die gemeenskap van gelowiges in 'n kleiner formaat as net kerk op 'n Sondag. Ek bid dit vir jou in Jesus se naam. Amen. Daar's 'n opgewondenheid in ons harte om verder te beweeg, in pas met die Heilige Gees, elke dag optimaal raak te leef, saam met ander spoordragers. So ek hoop jy gaan opgewonde saam met ons hierdie pad vorentoe loop, en ja, mag die Here sommer vir jou ryklik seën.